Ek verstaan nie. Jy sien, ek het hierdie kerk, ek het melk gedrink by die kerk. Opgevoed. Ek verstaan. Jy sien, nou se bekeerlinge kom so staan na die Here. Dis hoekom hulle nie staande bly nie. Want ek is gewoond as jy na die Here toe kom, dan kom jy bukkend. Dan kom jy as 'n vernederde man en vrou. En dan kom leer jy wat sê God se woord. Ons kom te slim na die Here. Oh, maar jy sal uitval. Oh, maar jy sal uitval. Die man en die vrou wat staande bly, as hulle wat se voete vasgeplant is, soos by waterstrome. Ek het nou net aan gehoor, een van ons se voorbidder sê, sy bedank nou maar, want by hierdie kerk word te bestraf. En sy voel sy groei nie. Oh, ek prys U. Ek wil die jong mense bemoedig, gou. Hou U liggaam vir Christus. Pas jou liggaam op vir God en jouself. En vir jou toekomstige man of vrou. Ek het nou die dag, weke terug of maande genoem, dat jou body as die tempel van Christus. Dat is 'n verskil as jy sondig en jy sondig met jou liggaam. Ek wil hê jy moet dink aan nie die besluit wat jy neem, maar dink aan die konsekwensies. Dink aan die nagevolg. Moenie dink aan die besluit wat jy sal neem nie, maar dink aan die nagevolg. Ek kom terug na die woord. Jesus sien die behoefte van die kerk. Ek het nou die dag vir iemand gesê, weet jy, die kerk moet eintlik elke dag besig wees. En die ene wat nie wil, jy sien, die is masienige gelowiges. Jammer om so te sê, maar julle kerkmense is baie vol probleme. Kerkmense is vol probleme. Jy sien, Jesus, toe hy opgaan na die mark, toe soek hy al reeds mense wat weet wat dit is om te werk. Jou sang is nie op werk nie. Jou bid is nie op werk nie. Jou prys is nie op werk nie. Maar die arbeiders het God nodig om aan die oes aan te stuur, om hulle aan te bring. Here, ek prys U. Jy moet met jou hande werk. Dit is die evangelie. Jy sien, iemand, ek voel so, iemand wat die werk, het nie nodig om op 'n pulpit te staan. Iemand wat niks vir die Here kan doen nie, het nie die reg om op 'n pulpit te staan. Want God sê, bid vir die arbeiders. Want hulle is man. Jy kry manne en vroue wat werk vir die Here. So moet pik en graf vat om net vir die Here iets te doen. Doen jy hierdie een dingetjie, dan moet die kerk jou betaal. Is niks wat jy kan vir die Here doen. Ons moet staan agter jou aan. Dan wonder jy, hoekom is jy soos wat jy is? Jy moet 'n hart hê vir die evangelie. En as jy nie 'n hart het nie, staan in die pad. Staan God se pad. Die Here wil werk. Die koninkryk van God is naby.
arbeiders. Bid vir die arbeiders. En ek besef dat 'n man wat nie kan werk of 'n vrou kan nie na asiel toe gestuur word. Julle doen net moeilikheid. Julle belemmer die werk van God. Want jy weet nie wat het is om te werk nie. God toets jou. Hy gee jou opdrag om te werk. En as jy nie kan werk nie, God kan jou nie met die gees te lei. Dis die diensorde van God. As ons so op en af gespring het, dan voel ons as het lekker die Here gedien. Maar hy is nie die nie. Ons het gehoor wat die hoof gesê het. Verheerliking van die vlees. Maar jy sal moet nader staan. Sê Here, hier is ek. Ek het gekom om werk te kom soek. Die oes is ryp. Die arbeiders is min. Here, U het my nodig. Kom, dat die Here U 'n arbeider maak. Die wêreld is so verbaas as hulle die kinders van die Here sien. Hulle begin dit doen nog goed verniet vir die Here. Maar die gelowiges, as daar nie geld is nie, jy kan wel los. Dan hoor ek wat die woord van die Here sê, die wat eerste is, sal agtertoe staan. Hulle se oë wat blind is, sal begin oopgaan. En hulle se oë wat alreeds oop is, sal begin slaap lê. En die Here wanneer hy kom, want dat die Here jou gereed sal kom kry. Die kerk van die Here is 'n kragtige instansie. It is a self-sustaining church. Die Here het jou nie nodig nie, as jy 'n attitude het nie. Because He sustains His church all by Himself. Daar is 'n ou lied wat sê hulle breek hom af, maar hy las net aan. Hierdie evangelie as 'n wonderlike evangelie. Jy kan nie die Here in hierdie evangelie spyt nie. Maar hy is so goed. Wat sê die doderyk van die hel sal sy kerk nie oorweldig nie. Maar sy kerk sal die Here self sustain. Prys die Here daarvoor. As ek besluit om 'n attitude vir môre te hê, om nie die werk van die Here te doen, dan skuif die Here die ou wat agter in die stoel is, wat gewillig is om te werk, dan skuif die Here na vore. Want hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Maar hy is God wat in die hart kyk. En hy sê die motief. Ons sal moet reël word as die kerk van die Here. Die voorgee moet tot op 'n einde kom. Van God as reël met jou. As hy gekom het om 'n show te kom gee, jy's op 'n verkeerde plek. Want daarom sien jy mas gospel singers, they want shows. Dan sê hulle vir jou, hulle dink seker ons ken nie die Here nie. Nee, hulle wil die werk van die Here doen. Buite die kerk, as die God se werk nie, as jou eie belang. Jy soek jou eie ere, want die wêreld moet jou sien. Maar prys die Here. Hy sê kinders in sy kerk geplant. Iemand het gesê, grow where you are planted. Hy sê, 'n boom gaan nie oor en vier nie. Hy bly staande en hy dra die vrugte
dan wil ek in Appington vrugte dra. Hy werk nie so. Dra jou vrugte waar jy geplant is. Die Here soek die arbeiders. Bid vir die arbeiders, want hulle is min. Ek is klaar. Kom ons sê dit so.